vandag verder oor Romeine 1 en in vers 16 tot 17 sê Paulus dat hy nie skaam is oor die evangelie nie. Hy steek nie sy geloof weg nie, hy verkondig dit oral waar hy gaan. En nou is dit belangrik om te onthou dat die tyd waarin Paulus so loop en verkondig nie 'n goeie tyd was vir Christene nie. Hulle is vervolg en doodgemaak en Paulus was nou die dag nog deel van hierdie mense wat vervolg het. En daarom het gelowiges verstaanbaar eerder stil gebly oor wat hulle glo. Maar Paulus sê dat hy krag by God kry en daarom skryf hy talle briewe, reis hy duisende kilometers te voet en te perd en te boot om hierdie evangelie na die uithoeke van die wêreld toe te neem. As Paulus in die mees ongunstige van omstandighede en met soveel moeite die evangelie kan verkondig, moet ons dit daarom ook kan doen in 'n land waar ons nie vervolg word vir wat ons glo nie. Ons lewe is nie op die spel as ons die evangelie verkondig nie. En tog vertel ons mense nie graag oor wat ons glo nie. Ons breek nie altyd die ongeregtighede om ons aan nie. Ons verander nie ons lewenswyse sodat dit die evangelie boodskap weerspieël nie. Dieselfde krag wat in Paulus was, wat hom gemotiveer het en passievol gemaak het vir die uitdra van die evangelie, leef ook in ons. En hierdie is ons taak. Want watter beter nuus is daar om vir mense te vertel as die oneindige en onvoorwaardelike liefde wat God vir hulle het. Hoe hartseer sal dit wees as ons eendag moet sê dat ons te skaam was om oor God te praat, of te swak of te bang. Ons is sterker as dit, deur Christus wat ons krag gee, en daarvan getuig al die bladsye van die Bybel. En dan sê Paulus ook vir ons wat die boodskap is, wat ons so wydenswyd moet verkondig, dat geloof alleen nodig is vir redding. Hierdie verlossingsvraag lê in soveel mense se harte, en ons het die antwoord. Ons gesinne het nodig om hierdie boodskap gereeld te hoor. Ons moet dit vir ons werkskollegas vertel, ons braaivriende, ons skoolvriende, die ou wat ek raakloop op die straat wat nodig het om hierdie boodskap te hoor. Ons moet vir hulle die mense wees wat vir hulle die beste nuus denkbaar vertel.